Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met bestudeer gedigte. Nou, hierdie 10 haikus is in sommige situasies vir die graad 10s en in ander situasies definitief vir die graad 12s. So dis hoekom dit is vir een van die groepe. So kom ons val dadelik weg. Hierso sien ons alreeds in die titel van hierdie les, ons gaan praat oor die 10 haikus. Ag jene, ek skree alweer op julle. Nou hier, ons moet kyk na die formaat van haikus, want dis 'n baie spesifieke tipe gedig. Die haikus is geskryf vir die Vredefort koepel. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. En hierdie les gaan vir julle agtergrond gee oor wat 'n haiku is, wat die Vredefort koepel is, wat 'n wêrelderfenisgebied is. En dan gaan ons die eerste haiku gaan ons spesifiek na kyk in hierdie les. So kom ons begin deur net vinnig ietsie agter te kom oor die digter. Hy is Hans Du Plessis. Hy het die ongelooflikste, wonderlikste hierdie Griekwa psalms wat hy opgeteken het. Dit kom daar uit die Noord-Kaap, Karoo, en die psalms is daai rou, egte gebede, dele uit die Bybel van hoe dit val in die mond van die Griekwa mense, die Khoisan, daai tipe van mense. Hy is in 1945 gebore, so hy is nou nie meer vandag se kind nie. Hy het in Pretoria skool gegaan, hy was gekwalifiseer as 'n onderwyser en 'n dosent, hy het ook 'n doktorsgraad in Afrikaans. Op die oomblik is hy afgetree en soos alle afgetredenes, dink ek, doen hy wat hy absoluut geniet en waarvoor hy lief is. Goed, die eerste vraag wat ons moet beantwoord is, wat is 'n haiku? Nou, daar is 'n baie spesifieke formaat waarna ons gaan kyk. In die eerste plek is dit rymloos. So dit beteken, daar is geen rymwoorde nie. Geen rymwoorde. Daar's ook nie 'n tradisionele ritme nie. So gewoonlik as jy 'n tradisionele dan ta-ta, 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 glad niks nie. Dis baie interessant hoe dit in mekaar gesit is. Dit is van Japaneese oorsprong. En die interessante ding is, dit bestaan net uit 3 versreëls. Nou, 'n versreël, vir die van julle wat vergeet het, is 'n line in Engels. Alright? Net 3 van hulle. En om dit nou nog verder interessanter te maak, werk ons hier met 17 lettergrepe. Lettergrepe. Kom ons kyk gou-gou na die woord of die woorde. Lewelose liggaam. Hoe gaan ons dit in lettergrepe opdeel? Kom ons maak daai ene. So, lewelose liggaam. Alright? So, hulle werk met syllables. Okay, so, ons het gesê ons het 3 versreëls, 1, 2, 3. In die eerste versreël het ons net 5 lettergrepe. 1, 2, 3, 4, 5. Die eerste versreël. Die tweede een het 7 lettergrepe. 7. En die derde lettergreep het weer 5. Die derde versreël het 5 lettergrepe. So kom ons kyk. Ek wil gou vir julle hier 'n voorbeeld wys, terwyl ons nou hiermee werk. Ek droom van winter. Die lang koue aande en jou
arms om my lyf. So daar het ons 1, 2, 3, 4, 5, kan julle sien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Die doel van 'n haiku is, dit vang 'n oomblik. Dit is net 'n oomblik wat op papier vasgevang word. En wat dit doen, of wat dit probeer doen, is om die digter se gevoel, the emotion, at that moment, it just wants to capture that. Nou hier is vir julle 'n voorbeeld van 'n Japaneese haiku. En dit is amper 'n kunswerk op sy eie. So 'n haiku wil 'n leser help om anders na as die normale mens na die wêreld om ons te kyk. So it's something that wants to help us to just for that moment look at something in a different way. Goed, so kom ons, dis nou dan wat betref die formaat van die haiku. So belangrik om te onthou, 3 versreëls en baie spesifieke hoeveelheid lettergrepe, 5, 7, 5. Goed, hierdie gedig bestaan uit 10 haikus, en dit vertel vir ons die storie van die Vredefort koepel. Dit vertel vir ons van die oomblik wat dit ontstaan het. Die digter probeer daardie oomblik vasvang, tot by nommer 10, waar hy vir ons 'n idee gee van wat met dit daarmee gaan gebeur. Nou goed, soos wat julle hier kan sien, dis 'n meteoriet. Wat beteken dis 'n stuk rots of 'n lae rots wat rondom die aarde wentel en dan ewe skielik losruk uit die sfeer, en in die proses behoort hulle uit te brand. Maar daai stuk rots tref dan die aarde, en daar's baie min voorbeelde daarvan. Die Vredefort koepel in die Vrystaat is een van hulle. Ek het die voorreg gehad om nou tydens 'n vakansie in Namibië, was ons ook by 'n stuk rots wat jy daar eintlik kan sien, hoe hy die aarde getref het. Dit is ongelooflik om daar te staan en dit te beleef. Maar hier kan julle sien ligfoto's van hoe die meteoriet hierdie aarde getref het. So kom ons kyk gou-gou of ons kan uitvind wat is die Vredefort koepel. Hulle noem dit een van die grootste impakkraters op aarde. Impact craters that was formed probably 2 million years ago. 'n stuk rots of 'n meteoriet so groot soos Tafelberg, nee, can you imagine, het in die aarde ingeploeg. It literally came out of the atmosphere and it bumped into Earth. The whole planet was shaken. Hy is ongeveer 400 kilometer in deursnee, and it's got a radius of about 190 kilometers. Because of that impact, het klein heuwels, hier het ek 'n verskriklike spelfout gemaak, ouens, dis heuwels, en valleie het toe ontstaan. So all the valleys and the hills were created in that crash. And in 2005 het UNESCO dit as 'n wêrelderfenisgebied verklaar. Nou hoe gebeur dit dat hulle 'n plek na 'n wêrelderfenisgebied verklaar? Dit word gewoonlik gedoen
as dit 'n 'n impak het op al die mense van die aarde. Dit leer ons iets van die geskiedenis van die aarde. Ons almal, alle mense oral, kan baat vind deur hierdie plek te besoek en te sien wat gebeur het. En dan is daar altyd hierdie eeueoue vraag, want byvoorbeeld hulle wou graag in hierdie area, wou hulle graag 'n hotel ontwikkel het en plek waar mense kan kom bly en vakansie hou. En omdat hulle toe impakstudies gedoen het oor wat die impak daarvan gaan wees op die omgewing, het hulle toe dit afgekeur en is daar sover tot op hede geen ontwikkeling wat daar rondom plaasgevind het nie. En dis daai eeueoue vraag van wanneer ontwikkel ons en wanneer bewaar ons? When do we develop and when do we protect? And is it necessarily the one or the other, or can we do both? Goed, so dit is bietjie van die agtergrond. So kom ons kyk nou na die tema van hierdie gedig. Die tema is die natuur en die mens se impak daarop. So nature and the human's impact on it, the effect that the human or humans have on nature. Die stemming van die gedig, so the atmosphere of the poem is very controlled. You can imagine having to work within the strict parameters of a haiku. 3 lines, 5 syllables, 7 syllables, 5 syllables. So you don't have a lot of space to move, and you have to be so concise in the words that you use. Goed, ons het gepraat oor die tipografie. Ek verwys julle net weer vinnig hierna. As ons kyk, dit is die uiterlike bou, the external format of the poem. The internal structure of the poem is the following. Hy vertel vir ons hoe die koepel ontstaan het. So how this crater was developed and created. Daar is ook intertextualiteit. Now you know what that means. You work a lot with this in English. So it's the one text that's referring to other texts. And in this case, it is the Bible. He's referring back to the creation, to death, things like that. We'll discuss this in detail when we get to that. Die 6de haiku stem ooreen met die 6de dag van die skepingsverhaal toe die mens gemaak is. Haiku 7 tot 9 praat spesifiek oor die mens se invloed, the influence, the impact of humans. And then in haiku 10, we sit with a prediction of what is going to happen if we don't pull up our socks. Goed, die titel is baie eenvoudig, dit sê vir jou presies waaroor dit gaan oor daar's 10 haikus en dit is oor die Vredefort koepel. So daar's 'n oorkoepelende titel, né? It's an overarching title for 10, but then each haiku has got its own title as well. And each haiku is addressing a certain aspect. Dis 'n spesifieke aspek wat behandel gaan word. So don't get confused. You've got the overarching title, die 10 haikus vir die Vredefort koepel, en dan het jy 10 haikus wat elkeen sy eie titel het. Nou in hierdie les gaan ons kyk na die eerste een, die meteoriet. Né? That's that thing that I showed you. Yeah.
Kom ons kyk gou, daar is die meteoriet en daar wys dit vir ons hoe hy die aarde tref. Goed, nou gaan ek vir julle die haiku lees en dan gaan ons hom 'n bietjie ontleed. Deur die donker klipvuis en klap lewe uit die aarde uit. Goed, die engel sê, through darkness flies a fist of stone and knocks life out of the earth. Goed, so kom ons kyk of dit voldoen aan die formaat. Deur die donker klif, 'n klipvuis en klap lewe uit die aarde uit. So daar het ons 1, 2, 3, 4, 5, daar het ons 7 lettergrepe en daar het ons weer 5. Klif beteken om to slice through. Goed, dis 'n rots, 'n rock in die hemelruim, wat aan die brand in die aarde se atmosfeer raak. So that's what a meteorite is. It's a rock that comes out of space, and as soon as it gets into the Earth's atmosphere, it starts burning. If it's far away enough, it will burn out before it hits Earth unexpectedly. Right, quite a scary thought. Kom ons kyk gou-gou. Ek wil net gou-gou teruggaan na hierdie toe. Kom ons kyk gou-gou na al die D's. Deur die donker. Alright, so there we've got an example of alliterasie. Ons het ook ander voorbeelde van alliterasie. Daar's 'n K, okay, but don't take that into consideration. Klif, KL, 'n klipvuis, KL, en klap. So here we have klank nabootsing. Can you hear that the D's, the plof, d, klap, klap, all those are trying to imitate the sound of what it would sound like when this rock hit the earth. So, daar het ons D-alliterasie en K-alliterasie. Wat is die funksie daarvan? Dit bind die hele gediggie saam. Dit vorm 'n eenheid. Dit is samebindend in funksie. 'n klipvuis, klip is a rock fist. So hier verwys hulle na 'n mens se vuis, maar dit is van klip, so ons praat hier van 'n lekker voorbeeld van personification. En soos wat ek vir julle gesê het, al hierdie klanke, die D en die KL klank, beklemtoon die ontploffing, die slag, die val van die meteoriet. Goed. Klap lewe uit die aarde uit. Ek wil net gou vinnig hierna kyk. In die eerste plek kan ons daarna kyk as 'n letterlike, die lewe word uit die aarde uitgeklap. So dit verwys na die vernietiging. The destroying life on earth. That's the literal meaning of that line. The figurative meaning, where we make a connection, connotative, it shows towards, and this is also again a biblical principle, before new life can come, you have to die. En dit verwys na die begin van nuwe lewe
as gevolg van vernietiging. I looked at a program on television the other night where they talked about the protea, and how the protea, all the bushes of the protea needs to burn down so that in that destruction, the new seeds can jump out of the flower and wait until the rain comes, and then new life can start. And it's something similar that is portrayed in this. I hope this makes sense. Bear with me, there's still 9 of them, and we're going to talk to them in the next lesson. Baie dankie, ek sien julle weer.